Welkom by Ouma Martie se kombuis vir 2026. Ek gaan vandag vir julle wys hoe om my gebottelde tamaties te maak. Ons het redelik baie green peppers, tamaties en eie in ons tuin op hierdie stadium en ons kan dit nie vars opgebruik kry nie. So ek bottel dit en dan kan ek dit oor 'n jaar se tyd gebruik as ek nie vars tamaties het om in kos te gooi nie. Gewoonlik gebruik ek net tamaties, sny hulle middeldeur en ek versap dit, sit dit op my stoof, kook dit en dan bottel ek dit kokend. Ek gooi nie sout, enigiets anders daarbey nie. Dis baie belangrik dat dit kokend moet wees as dit gebottel is en dan kan dit maklik vir 2 jaar so in 'n bottel hou. Omdat ek nou die eie het, gaan ek die eie en die green pepper kerf, skil en kerf en dan my tamaties nog steeds versap. Ek gaan my eie en my green pepper net so bietjie braai, dan my tamatiemoes daar opgooi, dit tot kookpunt bring, nog steeds geen sout, niks van enige iets ingooi nie en dit nog steeds kokend bottel. Die enigste nadeel van hierdie is, as ek kan dit net gebruik in kos waar ek die green pepper en eie ook wil by hê. So dit beperk my bietjie meer, maar ek het baie bottels skoon tamatie wat ek kan gebruik as ek nie die twee wil by hê nie. As ek dit bottel, dan is dit te veel vir ons 3 vir 'n ete. Dan gooi ek net uit wat ek nodig het en besluit, as ek 'n derde bottel uitgegooi het, deel die res van die bottel in 2 in bakkies en ek sit dit in 'n vrieskas. Laat dit dan vries. So volgende keer vat ek net my gevriesde blokkie tamatiemoes en gebruik dit. Ek wys vir julle, as ek al die goede bewerk het, die tamatiemoes, die gesnyde green peppers en die eie gekerf het. Ek versap my tamaties met my versapper, want die slim mense sê al die voedsaamheid lê in die skil van die tamaties. So ek skil glad nie die tamaties nie. Ek sny net die stronkies en die breinkolletjies op die tamaties af en versap hom so met sy skil aan. Ons los altyd 'n klein bietjie sap na ons die eerstes versap het in die glasbeker oor. Die volgendes versap dan net baie makliker as hy reeds vloeistof by hom het. Green pepper, my eie en my tamatie is nou gekerf en gemoes. Ek gaan begin deur 'n klein bietjie olie in my pot te gooi vir die eie om te braai. Ek hou daarvan om my eie en my green pepper bietjie te braai, laat die eie net so effens gaarder word. Anders, as jy van krakerige eie hou, kan jy jou tamatiemoes ingooi en jou eie en jou green pepper en dit net tot kookpunt bring. Laat jy seker maak alles is deurgekook en dit dan bottel. Wat hierdie lekker maak is in die winter, as die tamaties so verskriklik duur is, dan val ons terug. Ons koop 'n pakkie tamaties net vir vars tamatieslaai, maar as ek enigstens tamatie in kos gebruik, dan gebruik ek die bottels en dit kom my baie goedkoper uit as wat ek sou die duur vars tamaties koop. Ek hou daarvan om my deksel op te sit, want ek glo dit maak die binnekant van die pot baie vinniger warm. Die eie lyk vir my reg, hulle begin al bruin word en soos ek hulle roer, voel dit of hulle sag is. So ek gaan my tamatie ingooi. Die green pepper laat dit verskriklik mooi lyk. As jy dit nou wil gebruik soos 'n sousie oor jou pap by gebraaide vleis of wors, gooi net vir jou die hoeveelheid in 'n nuwe kastrolletjie so uit die bottel uit.
gooi dan net jou sout, jou peper, jou bietjie bladjie, jou tomatiesous, jou bistou en jou mesina by. As dit vir jou te dik is, kan jy bietjie water bygooi vir die mesina om dit dan 'n meer loperige sousie te maak. Dink net hoe mooi gaan dit op pap lyk. As ek ophou roer, begin dit basies dadelik kook. Dan is hulle deurwarm, dan is alles warm en die tamatie, die baie rooi van die tamatie gaan ook weg. Dan weet ek, hulle is reg om ingeskep te word. My bottels is skoon. Ek hou vas hom op 'n lappie want dit kan nogal warm raak daaronder. En dan skep ek dit maar net in. Hulle is gebottel, daar's geen water, geen sout, geen kruie, niks in nie. Dis nou soos 'n blikkie tamatiemoes wat jy in die winkels koop. Ons gooi dit kokend in, sit die deksel op, draai dit om en as hy enigsins lig suig, laat hy nie dig seël nie, dan sien jy die borreltjies hierbo en dan weet jy die borrel seël nie dig nie. So bring dit dan weer tot kookpunt en gooi dit oor in 'n ander bottel wat jy weer probeer digseël of gooi dit in bakkies en sit dit in jou vrieskas. Hierdie is nou die laaste bietjie wat oorgebly het. Ek het dit wel in 'n botteltjie gegooi. As dit koud is, sal ek dit in 'n plastiek bakkie sit en in my vrieskas insit. En daar's jou bottels om te gebruik soos jy dit nodig kry.